Hartlik goeiemôre, mag dit die baie ryklik seën as sy wonderlike doel en die hart van liewe ook so bereik. Nou liewe vriende, hierdie luiperd het by geleentheid so plat gelê op die boom en daar was 'n klomp voertuie daar wat natuurlik om kyk het na hierdie luiperd redelik naby aan die pad. En toe kom daar een voertuig aan met 'n klompie mense in wat geweldig raas en allerhande geluide gemaak het. Sommige van ver af het ons hulle gehoor. En toe hulle stop, toe tel die luiperd sy kop op en hy kyk hulle so baie ontevrede aan oor wat gebeur het. En ek het so gewonder, liewe vriende, is dit nie baie keer wat ook gebeur in ons geestelike lewe nie? Daar's so baie dinge wat plaasvind en ons mag dalk baie keer gesteer word deur dinge, maar tog gaan ons iets oplet. Jy weet, ons moet weet in ons lewe hoe ons in verwondering oor Jesus is. Kan ek vir u vra, wanneer laas was u in verwondering oor die Here Jesus, oor wie hy is en wat hy kom doen het? En ons lees daarvan in die Bybel, liewe vriende, van mense wat hulle verwonder het oor die Here Jesus en die wonderlikheid wat die Here Jesus kom doen het en wie hy is. En tog is mense vandag verwonderd oor baie dinge van hierdie wêreld. En baie keer oor verkeerde dinge van hierdie wêreld. Is hulle verwonderd en gryp dit hulle lewe aan. Maar ons moet verwonderd wees oor die Here. In Lukas 4 vers 22 staan daar, en almal het vir hom getuienis gegee en was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond kom, en hulle sê, is hy nie die seun van Josef nie? So die mense, liewe vriende, toe die Here daar in Nasaret met hulle gedeel het en hy die woord gelees het, kon hulle nie anders as om in verwondering te wees. En ek wil nogal dit sê, gryp my aan dat hierdie mense so in verwondering oor die Here was. Net op grond van dat die Here daar in die sinagoge was, dat hy die woord van God gelees het, en hulle was in verwondering. En geen ander rede sekerlik dit as dat hy natuurlik vol van die Heilige Gees was en die krag van die Gees van God daar opgetree het. Ons lees hoe die Here net doeteenvoudig die woord gelees het. Daar in Lukas 4 vers 19 onder andere lees ons om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En daar sê die Bybel dat hy uit die boek Jesaja gelees, en die Here het hierdie gedeelte gekry en hy het dit gelees, liewe vriende, dit wat ons in die afgelope paar oggende met mekaar gedeel het. En hy het net die woord van God kom lees. En mense was in verwondering. Waarom? Want die Heilige Gees van God het gewerk en was in werking om die woord lewend te maak in hulle harte. Vers 20 sê, en nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Nou, lieve vriende, wat my weer eens aangryp net hierso is, die Here die Bybel toegemaak en hy het gaan sit, en almal het hom aangekyk, en toe die Here net hierdie eenvoudige woorde gesê, dat hierdie skrif is in julle ore vervul. En lieve vriende, nie kan ons dit so uitdruk, nie 'n lang boodskap nie, nie vreeslik baie wat die Here gesê het nie, die meeste van dit was die woord van God, en lieve vriende, nadat die Here gepraat het, was hulle in verwondering. Waarom? Want die Here was vervul met die Heilige Gees, die volheid van die Heilige Gees, en dit het lewend geword in daardie oomblikke. Matteus 8 vers 27 sê, en die man het hulle verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Matteus 9 vers 33 sê, en nadat die duiwels uitgedryf was, het die stomme gepraat en die skare het hulle verwonder en gesê, so iets is nog nooit in Israel gesien nie. Nou, liewe vriende, hier is die wonderlikheid seker. Die Here Jesus wil hê dat u en ek sekerlik ook so vervul moet wees met die Heilige Gees van God. En die Heilige Gees van God sal in en deur ons werk, liewe vriende, sodat harte van mense aangeraak kan word en dat hulle in die regte verhouding met die Here kan kom. Dis waarom mense so verwonderd was oor die Here. Dit het hulle op 'n plek gebring wat hulle in staat kon wees om hulle saak met God reg te maak. En hulle het 'n keuse gehad of hulle dit dan ook so wou doen. Mag u en ek ook daardie effek hê op ander mense, dat hulle by Jesus mag uitkom. Kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie vir die liefde en die goedheid, en dankie dat jy altyd getrou is, en dankie vir die wonderlike voorbeeld in u lewe. Amen.